When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life, He will hold me fast. Till our faith is turned to sight, when He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Oh,
Môre vriende, baie welkom weer eens saam met my vanoggend hier, wanneer ons by die woord van die Here vergader. Ons kom vandag hier na omtrent 5 weke se studie in Johannes 17, by die laaste paar versies van hierdie wonderlike gebed wat Jesus bid. Staan ook bekend as die hoëpriesterlike gebed om vir ons iets kosbaar te vertel van ons geloofsreis saam met die Here Jesus. Ek het in die week wat nou verby is, het ek vir ons 2 MP3's uitgestuur wat vanaf vers 20 tot nou uiteindelik ook einde vers 26 vir ons die waarheid en die paar verse hier sal dek. Maar vanoggend gaan ek net vir ons lees in 'n kort oordeenkingie. Jy kan baie meer hieroor gaan luister in die MP3, wil ek net een of 2 gedagtes saam met julle dink. Ek lees vir ons vers 24 van hoofstuk 17 en die verse daarna. Vader, ek wil dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken. En hulle hier het erken dat U my gestuur het, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Wat ek veral vandag hierby wil uitkom, en is kyk of ons ietsie kan sê oor dit wat Jesus hier vasvang in sy gebed. Vader, ek wil dat waar ek is, hy spreek sy wil uit, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Nou, vriende, ek lees in my voorbereiding 'n aangrypende verhaal. Dit gaan oor die ou Sowjetunie wat nou vandag ons nou Rusland is. Maar vir jare lank was daar kommunistiese onderdrukking, en veral vir gelowiges, mense wat hulle geloof uitgespreek het in die Here Jesus Christus. Baie mense het hulle lewens verloor, en telke van hulle is nie net in tronke gestop nie, maar het in totale armoede verval. Nou na 'n 3/4 eeu en die ystergordyn gebreek is en daar meer vryheid gekom het vir gelowiges, het die vorige tirannie eintlik veroorsaak dat hulle in totale armoede gedompel was, en die enigste manier hoe daardie geslag en die nuwe geslagte wat na vore kom eintlik staande kon bly, was om die inkomste wat hulle verdien net te gebruik om kop bo water te hou en letterlik kos op die tafel te sit. Daar's geen tekens van weelde nie, van vakansies nie, van skulpies optel op die strande nie, daar's geen luksede nie, dis net, kom ons hou ons kop bo water. As jy nou daardie scenario vat, ek lees hierdie in 'n artikel, en jy bring dit in ons tyd en vandag, of selfs in die westerse godsdienstige geloof, of kom ons wees meer prakties hier in Malmesbury, dink ek dat baie mense in 'n totale gat of 'n depressiwiteit sal verval. Hulle vreugde sal van hulle gestroop wees. Dit is die aakligste lewe wat ek myself kan indink. So 'n lewe. Toe lees ek iets hier, wat iemand toe gegaan het en met van hierdie Christene in 'n gesprek getree, trouwens 1500 van hulle was saam gewees, mense wat deur hierdie tirannie gekom het. En die persoon vertel dat toe, nadat hy met hulle praat, dat daar een opmerklike ding is wat hy by hulle bespeur het, en dit is hulle onverskrokke, onblisbare vreugde om eendag in heerlikheid, in hemelse plekke, saam met die Here Jesus te wees, waar daar uiteindelik 'n einde sal wees. Dat, met ander woorde, daar was nie met hulle net 'n depressiwiteit, kom ons ploeg maar net hier voort nie. Ons het hierdie verlange om nou reeds te volhard tot die einde toe. Die persoon, nadat hy in die artikel skryf, nadat hy met hulle gepraat het, het hy tot sy konklusie gekom wat hy toe deel, en ek wil graag dit net vir julle deel. Dit het my so geraak. Hy sê, some Christians have things so good that they do not know what is it to long for heaven. As a result, skryf hy, they then live as if going to heaven would actually be an unwelcome intrusion into their busy schedules. It will actually be an interruption of their career goals or vacation plans.
They do not want to see heaven until they actually have enjoyed all the pleasures of the world that it has to offer. And when they have seen it all and done it all, and when age or sickness or the ability to enjoy those pleasures, then they will be ready for heaven. Dit is so egosentries en selfgesentreerd, nie waar nie. En toe skryf hy hierdie wat my nogal geraak het. While it is true that as the old spiritual song sings, everybody talking about heaven ain't going to heaven, there it is also true that everybody going to heaven ain't talking about heaven. Yes, dit het my nogal geroer. En dit het my laat wonder, wanneer Jesus hier bid, in die stuk wat ons saam gelees het, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat U my gegee het. Jy sien wat Jesus hier bid is duidelik, Vader, ek het 'n wil, ek het 'n wens, ek het hier iets wat ek vir U uitspreek, en dit is uiteindelik, dat die wat U my gegee het, die wat hulle lewens neergelê het in Christus, die wat gekom het na die seun toe, those who abide in Jesus, die wat in Christus ingeënt is, by hom gebly het, die ware wynstok, wat hom erken het as die goeie herder, dat hulle uiteindelik twee dinge sal doen, dat hulle hier sal kom en saam met my sal wees, en hy praat van hemelse plekke, net daar waar hy sit aan die regterhand van God, by die troon van die hemel, dat hulle hier sal kom, eerstens, en tweedens, dat hulle, they will behold, dat hulle my heerlikheid sal aanskou. En dan gee hy ook nog 'n rede, en die rede hoekom hulle dit sal kan skou, is omdat God Christus liefgehad het voor die grondlegging van hierdie wêreld. En hierdie ding bring 'n enorme vraag na vore, en dis juist hoekom ek die storieetjie vir julle voorgehou het van die Christene wat so lank in armoede verval het, maar hierdie onblusbare verlange het om by Christus te wees en sy heerlikheid te aanskou. Het ons nie dalk so verval en eintlik maar op 'n manier ons fokus van die ewigheid verloor nie? Jy weet, ons wil hemel toe gaan omdat die hel net nie 'n goeie opsie is nie. Ons wil eendag hemel toe gaan omdat ons nie kans sien vir ewigdurende lyding en pyn en die geknars van tande nie. Ons kies eintlik die beter alternatief, maar het ons nie dalk, soos die spiritual song sê, everybody that's going to heaven ain't talking about heaven, dat ons nie meer die verlange het om eintlik die diepste vraag van ons lewens te vra, hoekom wil jy hemel toe gaan? Hoekom het jy die verlange? Hoekom wil jy saam met Christus wees? Hoekom wil jy sy heerlikheid aanskou? Wat sien, kom ons wees eerlik, as jy jou fokus op hierdie heerlikheid van God verloor, dan gebeur dit dat jy 'n totale selfgesentreerde lewe begin leef. Jou genot en dit wat jy uit hierdie lewe uit kan kry, en ek probeer nie hierdie sê dat ons nie vreugdes van die lewe en die beauty en die pragt en die skoonheid van die lewe kan geniet nie. Wat ek hiermee bedoel is dat jou verlange is in die wêreldsheid. Jou verlange is in die genot van die vlees. Jou verlange is om jou materialisme en jou verlange na hierdie wêreld te bevredig. Jou verlange is nie heiligmaking, heerlikheid, die aanskouing van die vlekkelose lam, die bruidegom, die beste bruidegom van ons, die bruid nie. Dis nie meer ons verlange nie. Dis nie meer ons doel nie. Dis nie meer ons purpose nie. Dit bring nie vir ons vreugde nie. Dis ironies, nee. Dat toe die mense in die Sowjetunie gestroop is van al die luksehede en verganklikhede en wêreldsheid, dat hulle eintlik rock bottom slaan en toe besef het, ek kan net een ding doen, en dit is opkyk en 'n verlange hê om by Christus te wees en hom te aanskou vir die res van my lewe. Nee. Is dit nog ons verlange? Is dit nog ons verlange? Petrus skryf so mooi, ek wil vir julle lees in 1 Petrus 2 vers 11 sê hy, geliefdes, ek vermaan julle nou as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Nou, dit klink dalk vir 'n bietjie argaïs, kinders. Kom ek help julle met die Nuwe Lewende Vertaling se vertaling hiervan. Hy sê, geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is. Wat dit beteken is, ons is pelgrimsreisigers. Ons is op pad na 'n ewige destination. Die hemelse Jerusalem, die teenwoordigheid van die lam, die aanskouing van die lam. Dis waarheen ons op pad is, dis wat Jesus hier bid. Hy sê, omdat julle uitlanders en bywoners is, waarsku ek julle om nie aan julle natuurlike neigings toe te gee nie,
want dit verwoes net 'n mens se lewe. Miskien op een of ander manier het ons so versluierd geraak of so onsself begin sus, die wêreld daar buite, dat ons die liedere nie meer sing van verlange nie meer die liedere sing van ek gaan hemel toe, ek wil by die hemel wees, ek wil die heerlikheid van die Here aanskou, ek wil by die eerste liefde van my lewe kom, ek het 'n verlange om by Christus te wees, by verre het ek 'n verlange om in Christus verenig te wees. En nee, ons sing verganklikheidsliedere van me, myself en I, my behoeftes, my begeertes, my belange, my pret van hierdie lewe. Vriend, wat Jesus hier bid is deurslaggewend en dink 'n bietjie daaroor. Het God ons net gered, sodat jy uiteindelik so vry kan wees, dat jy net die pret wat die wêreld jou bied kan geniet, of het hy jou gered, sodat jy kan ontglip, afgesonderd, set apart lewe van hierdie verganklikheid, of soos Paulus in Efesiërs 2 sê, die owerste van die mag van hierdie lig wat werk in die kinders van ongehoorsaamheid, dat ons nie daarin vasgevang sal word nie, want jy sien, dit raak soos 'n maalkok, dit raak soos modderige klei, soos slyk, soos 'n kuil van vernietiging wat jou inslip, waarin jy val, en dan sukkel jy om daaruit te kom, en die ding is, die vlees sal jouself altyd wil regverdig, hoekom dit vir jou goed is, om daar te wees, en uiteindelik sal jy dit jouself by 'n punt bring waar jy dit regverdig dat God dit vir my wil gee. Hy wil vir my hierdie pret en hierdie dinge van die wêreld gee, want hy is 'n good Vader. God is net 'n good Vader omdat hy vir jou deurgebreek het in sy seun. Omdat hy die verlossing vir jou gebring het in sy seun. Onthou, Jesus Christus, terwyl hy op die aarde was, het hy een doel gehad, en dit was om God te verheerlik. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, alles in afhanklikheid was om die Vader te verheerlik. En op 'n stadium in Matteus 6 sê Jesus die volgende: maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, vers 20, waar geen mot of roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. En dan sê vers 21, en onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Sien, wanneer Jesus hier bid, ek wil dit, Vader, ek wil dat hulle wat U my gegee het, die wat uiteindelik hulle lewens neergelê het in die seun, dat hulle saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. En ek vra net vir jou een ding, is dit waar jou skat is? Is dit waar jou hart is? Is dit waar jou verlange is? Jy sal alleenlik hierdie vraag opreg kan beantwoord voor 'n lewende God, of soos Psalm 139 skryf, die Here deurgrond jou, hy kyk dwars deur jou, hy weet presies wat in jou lewe en in jou funksioneer, hy weet dit, hy is in beheer. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Paulus sê dit net op 'n ander manier in Kolossense 3, hy sê, leef en streef na die dinge wat daarbo is by Christus, waar hy aan die regterhand van God sit. En dan sê hy so mooi, laat julle gedagtes beheer word deur hemelse dinge, nie die dinge van die aarde nie. Onthou wat Jesus gebid het, Vader, ek bid nie dat U hulle van hierdie aarde sal wegneem nie, maar dat U hulle van die bose sal bewaar. Bewaar, bewaar, bewaar. Dis wat ek hier doen. Bewaar hulle van hierdie wêreldsheid. Bewaar hulle van die leungees wat vir hulle sê, I need this fleshly things. Bewaar hulle daarvan, maar hou hulle nie die wêreld. Hoekom? Sodat ons die wêreld kan geniet? Nee. Sodat ons die glansrykheid en die heerlikheid en die glorie van 'n lewende God kan weerkaats vir mense wat dit brood nodig het, wat vasgevang sit in die kuil van vernietiging, in die kloue van hierdie wêreldsheid. Daarom wil die Here ons hier behou. Maar uiteindelik bid hy, Vader, dis verder as dit. Ek wil dat hulle hier by my sal kom. Dat die wat U aan my gegee het, dat hulle hier by my sal wees, dat hulle aan my sal kan behoor, dat ek hulle sal kan omarm, soos 'n regte skepper, soos 'n regte shepherd uiteindelik. Hulle sal behou vir ewig en vir altyd. Maar ook, Here, dat hulle my heerlikheid sal aanskou. En nou, hierdie is nie 'n vreemde gedagte wat Jesus hier bid nie, want die psalmdigter ou Dawid bid dit al en spreek dit uit. Hy sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak, Psalm 16, vers 11. Versadig van vreugde is voor U aangesig. Dis wat die ou vertaling sê, as jy dit 'n bietjie meer hedendaags wil verstaan, kinders sê dit met ander woorde, in U teenwoordigheid is daar vreugde. Dis wat Dawid bid oor die Here. Hy sê, wys my die pad, maak my bekend die pad van die lewe, want in U teenwoordigheid is daar vreugde, sê hy. Lieflikheid in die regterhand vir ewig, bid hy.
En wat hy daar besef is, dat daar iets gebeur het bo in jou openbaring, wanneer God se naam en karakter in jou geopenbaar word, en jy regtig besef wie Christus is en wat hy vir jou kom doen, dan sê hy so mooi, want in u regterhand is daar 'n blydskap vir ewig. Is dit nie juist wat Jesus gebid het en vir hulle gesê het nie? In hoofstuk 16 het hy reeds gesê, julle gaan bedroef wees, maar ek gaan julle blydskap verander in iets wat niemand ooit van julle sal kan wegvat nie. Wat sal dit wees? Dat ons die dinge van die wêreld kan geniet, ja, op vakansie kan gaan shop by my ladies, né? Nee. Die dinge is hier nie oor die verganklikhede, die bedorwenheid van hierdie verganklike wêreld nie. Dis om 'n deelgenoot te wees van die goddelike natuur, om in die heerskappy van die Here te kom staan, om eintlik te deel in al die omvangrykheid van wie God is, om sy heerlikheid te aanskou, maar reeds nou al 'n getuienis te wees van sy heerlikheid. Ek los jou met 'n laaste vraagie. Hoekom sal jy dan enigstens hemel toe wil gaan, as hierdie dinge nie vir jou prioriteit is nie? As jy nie 'n verlange het na hierdie dinge nie, as jy nie 'n verlange het na die lam van God wat in die middel van die troon is nie, as jy nie 'n verlange het om te sing nie, van sy heerlikheid, as jy nie 'n verlange het om vir ewig nou al reeds op die rotsvesting van jou lewe te staan nie, maar as jy eerder 'n verlange het om jou lewe net te geniet in die vleeslike, verganklike dinge. En hoor my mooi, ek weet wat jy dink. Jy dink ek probeer sê, ons kan geen vreugde en pret in hierdie lewe hê nie. Ek het nou net vir jou gesê, dat Dawid bid in Psalm 16, vreugde en blydskap in die regterhand vir ewig. Jy sien, die vreugde en blydskap wat jy in definisie potensieel hier gesit het, is die vreugde en blydskap wat jy kry, die genot van verganklike dinge van hierdie wêreld, en nie in die geankerde, ewigdurende standvastigheid van die lieflikheid van wie Christus is nie. Want ek wil vir jou sê, as jy daar is, geniet jy hierdie lewe wat jy nou al reeds het, geniet jy in ewigheidsperspektief, en aanskou jy nou al reeds die heerlikheid van die Here, in die skoonheid van die natuur, in die pragt van verhoudings, en in die liefde van 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou, en die vreugde om jou pyltjies, jou kinders en jou kokers skerp te maak, en hulle te launch as disippels in die ewige heerlikheid in, om vir die Here te staan. Dit is wat vir jou vreugde sal bring. So jy sal jou hart nou hier moet toets. Hoekom wil jy eendag by God wees in die hemele? Hoekom wil jy die heerlikheid aanskou, as jy nie nou al reeds 'n verlange het na heiligmaking nie, na set apartness nie, om nie soos die wêreld te praat nie, om nie soos die wêreld te lyk nie, en nie soos die wêreld die definisie te vind van vreugde nie. Ek los jou met 2 verse in die Bybel wat vir my kosbaar is. Die een is Hebreërs 12 vers 23. Uiteindelik ons wat op pad is, getuig van hoe dit sal wees in die hemelse plekke. Dit sê, die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is. Dis wat ons gaan vind. 'n feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is. En by God, die regter, sal ons wees. Van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. En by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament. Hoor jy dit? Yes. Dit gaan daar eendag wees, 'n feestelike vergadering, 'n gemeente van eersgeborenes, God die regter in die middel van die troon van heerskappy en heerlikheid, in glans en heerlikheid. Die geeste van die volmaakte regverdigers, broers en susters, familie wat hulle knie gebuig het in Jesus en klaar die tydelike verlaat het vir die ewigdurende, en uiteindelik ook Jesus, die lam van God, die een wat sonde van jou al weggevat het, die middelaar van die Nuwe Testament. 5 dinge. Vol genade. Is dit vir jou genoeg? Is dit vir jou genoeg om saam met die Christene van die Sowjetunie en soveel ander wat reeds hierdie pad klaar gestap het, 'n verlange te hê in die aanskouing van Jesus Christus en die heerlikheid van God? Trouwens, Paulus sê Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 4, ons onverganklike en ons onbesmette en onverwelklike, met ander woorde, dit kan nie tot nut gaan nie, erfenis. Is dit jou verlange? Daardie onverganklike, onbesmette, onverwelklike, wat nie tot einde kan kom, erfenis nie, wat in die hemele vir ons bewaar is. En hoe bewaar God dit vir jou in hemelse plekke? In Christus Jesus, jou bruidegom. Dis in hom wat jou uitkies gelet, in die Seun.
Dis in hom waar jou erfenis gelê het, in die Seun. Dis in hom waar jy as 'n feestelike vergadering, as 'n gemeente, uiteindelik skoon en geregverdig voor God die regter kan kom staan, as gevolg van die bloed van ons middelaar, Jesus Christus. Hoe dan nou nog vashou aan die verganklikheid van hierdie wêreld? Hoe dan nou nie geheilig word deur die woord van waarheid nie? En uiteindelik, wat gebeur met so 'n bruid wat in heerlikheid leef? Sy kom en stap, wanneer sy haar lewe klaarmaak op hierdie aarde, gereinig, skoongewas in die bloed van die lam, stap sy in ewigdurende heerlikheid in. En wat doen die bruid? Sy aanskou, she beholds the beauty of the Lamb. En wie daai beholding, daai kyk van die glansryke glorie van Jesus, dit wat hy bid, Vader, bring hulle hier dat hulle dit sal kan sien, is die mees intieme verhouding tussen 'n bruid en 'n bruidegom, deur volle glorie en volle beauty en volle heerlikheid te sien in 'n fraksie van 'n sekond. Petrus, Jakobus en Johannes het op die bergverheerliking ietsie daarvan beleef, toe God die gordyn weggetrek het en die glans en die heerlikheid uit die gesig van Jesus gestraal het, was vir hulle so enorm, dat hulle net daar en dan hutte wou bou om dit vas te vang. Maar wat daarvan as die Nuwe Testament vir ons leer, waar Jesus bid? Hy bid as jou hoëpriester en jou advokaat vir geredde mense. Vader, ek wil dat hulle hier by ons sal uitkom, dat hulle by my sal bly, dat hulle my heerlikheid sal aanskou. En die rede omdat ek weet dit vasstaan is, omdat ek U my lief gehad het in 'n oneindige liefde voor die grondlegging van hierdie wêreld, en U wil so 'n bruid vir my as die grootste geskenk van my lewe gee. Nie 'n bruid wat vuil is van skuld en skande nie, 'n bruid gewas in die bloed van Christus, 'n geheiligde, set-apart bruid. 'n bruid wat as 'n virgin opdaag vir the greatest ceremony van die mooiste huwelik. Hoe voel jy daaroor? Regverdige Vader, al hierdie wêreld U nie geken nie, ek het U geken. Ek was getrou. Ek het hulle bewaar. Ek het hulle vasgehou. Ek het hulle U woorde gegee. Ek was by hulle al die dae tot met die volëinding van hierdie wêreld. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal U naam aan hulle bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, uiteindelik binne in hulle sal woon vir ewig en altyd. Ek los jou met Johannes 17 en nog baie dinge waar ons kan reflekteer en sê dat hierdie wonderlike teks eintlik saamgevat kan word, hierdie hele hoofstuk 17 in 7 woorde. En dis wat Jesus eintlik hier bid. Eerste woord is bewaring. Hou hulle vas, Vader, bewaar hulle veilig in U naam. Dis wat Jesus bid, hulle bewaring. Dis vir wedergebore Christene, nie vir die wêreld nie, vir wedergebore Christene. Jesus bid vir jubileum, met ander woorde, dat hulle blydskap in my sal wees, dat hulle sal oorloop van vreugde, versadig van vreugde, omdat die blydskap in my hand is, hulle sal jubel. Dis wat ek vir hulle bid. Derdens bid ek vir hulle bevryding, dat U hulle van die bose sal bewaar en bevry. En Christus het dit reeds gedoen. Vierdens bid ek vir hulle heiligmaking, dis wat Jesus bid. Heilig hulle in die waarheid, want U woord is die waarheid. Gee hulle verlange na elke liewe aspek en volheid van U woord. Nie dat hulle sal henpek en kies wat hulle wil hê nie, die volle omvang van die woord. Vyftens bid die Here, ek bid vir eenwording, dat hulle een mag wees, net soos ons een is. Sestens bid Jesus, ek bid vir vereniging, dat hulle uiteindelik saam met my sal wees in glorie. Bevry vir die teenwoordigheid van sonde, eens en vir altyd, en alle trane van hulle oë afgedroog sal wees. En ten slotte, sewende, ek bid vir hulle verheerliking, dat hulle ook uiteindelik my heerlikheid sal sien en verheerlik sal word. En dink jy nie, dis gepas, dat Jesus uiteindelik net sal afsluit en sê, Amen nie. Amen. Vrienden, voordat ons afsluit en julle 'n bietjie saamgesels, wonder ek by jou, hoe waardig is Christus? Hoe waardig is sy heerskappy? Hoe waardig is sy glorie? Hoe waardig is sy majesteit? En ek los jou eenvoudig met wat Openbaring 5 sing. Ja, hoor, jy het reg gehoor. Sing. En om te dink dat jy en ek nou al reeds hierin kan deelneem in ons sang, in ons getuienis, in ons set-apartness, in ons heiligmaking. Hoofstuk 5 vers 12 sê, hulle het in 'n magtige koor gesing. Die lam wat geslag is waardig genoeg om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lofprysing
te ontvang. Die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat in die hemel bestaan, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lofprysing en die eerbetoning, die heerlikheid en die krag, van altyd en altyd. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het neergeval en hom aanbid. En ek wonder vir jou, net 'n vraag wat jy gou moet beantwoord, na alles wat ons hier gehoor het. Is jou hoëpriester worthy of it all? Is hy worthy of it all? Ek dink hy is. Laat elke oomblik van elke dag in heiligmaking sy glorie nou al reeds besing word. Nou al reeds, lewe set apart, leef in die onblusbare vreugde van die Here omdat jy in hom behoort. Leef met jou gedagtes in die hemelse plekke. Leef met dat jou skat in hemelse plekke is en dat jy nie vir jou skatte bymekaar maak hier op aarde nie. En leef uiteindelik met 'n verlange om by Christus te wees, by God die Vader te verheerlik, by sy troon te kom, hom te sien, by hom te wees, maar uiteindelik die eindelike rede hoekom jy wil hemel toe gaan, om vir ewig en vir ewig saam te sing en sy heerlikheid te aanskou. Dit was vir my so 'n voorreg om saam met jou deur hoofstuk 17 te stap die afgelope paar weke. Mag die Here julle seën en lekker gesels. Luister gou na hierdie lied. They bow